toe ek na die Here toe kom en in 62 te begin dans ek. Weet die duivel breek my in 1968 'n motorongeluk, kyk hoeveel is met een kort as die een broer met die kort been en jy dappel so. En die duivel gebeur hy breek my tot hy my in 'n permanent in 'n jive gesit. Maar ek het opgehou dat jive om koers nog. As jy so hard in sy stap dat jive om koers. Toen maar raam het 'n bietjie humor is. Ek wil net vir jou skrifgedeelte lees, jy moet dit onthou. Ja, waar jy ook al gaan, dit kom in die boek van Romeine 12. En ek wil ook dit leer vir ons, lees vir ons ministeriële studente. Ek sien daar by my seun, julle is met gewigtige sake besig. En ek sê toe nou my lesings, kyk, ek het 3 jaar buite student van Childhood Bible Institute geweet, pastoor van Wijkbasie van. Ja. Hy sal weet, ons kom daar van Childhood af. En ek sê eendag vir Bertus my lesing, hy sê, is dit al wat Paul gedoen het? Ek sê, ja, al wat ons gedoen. Hy sê, ons het nou nagte met hierdie goed, dit sikkel. Maar, jy weet, as ons sy tyd geloop het en gevorder het en dinge verbeter het en die wêreld meer ingewikkeld geraak het en mense het, maar onder dit alles het die Gees van God op dieselfde gedoen. Soos hy toe geopereer het, so opereer hy nog steeds so. Maar wat ek so hekel daarin is, mense sê verwelkom die Heilige Gees. Jy kan nie die Heilige Gees verwelkom, jy loop dan met hom saam. Maar toe maar as jy dit so dun en goed vind, doen het dan. As jy dit het, dan lees ek daar in Romeine 12. En eens kyk as jy dit, look in glas. Bly maar omkoos. En ek lees van die 9de versie af, so 'n paar versies tot vers 21, wat ons moet as jy my toelaat. Ja. Die opskrif sê liefde, vurigheid, nederigheid, weldadigheid. En so oggend vroeg wakker en bly ek hier oop en ek kry dit dan. Er staan die volgende geskryf. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan en eer betoon. Wees nie traag in die ywer nie. Let asseblief op daai enetjie. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van die Gees. Dien die Here. Ek wil net vir sê hierdie rondspring en vreeslik dat dis nie vurig nie, dis vir die hele ding van die vlees. Jy moet die vurig van die Gees wees, die Gees van die Here moet daai vuur in jou aansteek. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Daar's nog een, ons kan goed maak het klaar. Volhard in die gebed. Dis iets waar ons baie in kort kom. Ek is nie daai iemand wat kan ure in gebed deurbring, maar ek bid die hele dag. As ek dink aan iemand in my gedagte opkom, dan sê Here, ek weet nie waar hy is nie. Hy kom hier voor my op. Sien dan wat hy besig is, weerhou van die kwaad. As jy op pad is, ja, kom veilig by sy tuiste. Ek bid sommer vir almal so reg hierdie dag. Toe verstaan ek hoekom Paulus sê ek bid dag en nag. Ja. Want ek doen dit nou. As ek in die nag wakker word, dan bid ek sommer. Ek ken nie die suster die sê, bid sommer vir die bediening. En vir die geheel. En dis hoekom ons moet maar aanhou bid en nie moedeloos word. Nee. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Daar nog een wat ons kyk, gasvryheid. Die woord van God sê in die voortyd het hulle engele gehuisves sonder dat hulle dit geweet het. Ons kan maklik die gelapte broek hier buite in die veilige stad sê, nee man, loop ek het vandag brood hê. Want jy weet nie of het van Gabriel of van Michael is wat jy in die pad stel. Kom ons verander bietjie ons gesindheid. Ek is ook daar onskuldig, want ek loop moeilik en dan roep hulle my daar buite en dan moet ek daar uit. Sê, jong, wat soek jy daar? Sê, jy stel geen brood. Nee, dan draai ek nog wel 'n bietjie so. Dis goed waaraan ons moet werk.
Ons is streng gelowiges, ons spring net so hoog ons wil indruk maak, maar ons faal in hierdie klein dingetjies. Rabbi. Oh, yes, Lord. Verskoon my pastors met ek moet net so 'n bietjie gesels. Amen. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoe dinge streef. Maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Daar is nog een waarmee die leiers sukkel. Die manne daar, hulle so eie wys, hulle wil oorneem. Hulle ondermyn die gesag. Die woord van God is streng, is nie om koos nie. Ek sit net hier as 'n Bobbejanspeler geworden, wat nodig gekry is. Moet nie eie wys wees. Luister na goeie raad, luister na vermaning, onderwerp jou aan die gesag wat oor jou bestel is. Luister hierso. As jy nie kan gesag oor jou verdra nie, sal jy nooit kan gesag uitoefen. Is dit reg so? Ja. Ja. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, daar is 'n ander een. Maar ons is omstandig en sê, julle, weet jy nie vir my nie. Ek kom van die Kotseers af, julle. Jy kan nie so aangaan nie, wie is jy nou eintlik? Wat het die broer nou hier gesê? Wat is die mens? Hy sê dat hoe asempie. Maar ek slaan op my bord, julle ken nie die Kotseers nie. En wie is die Kotseers as die Here hulle sê die red is, ons moes doen niks. Moenie mense, verdra asseblief vir julle. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Daar is net so julle aan onskuldig. Maar bedink wat goed is vir al. Oh, yes. Ek wil nie op al hierdie goed ingaan nie, ek sal van jou se tyd vat. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede. Halleluja. Wie sit hier wat vanmôre ongelukkig is? Oh, yes. Jy hoef nie bang wees, jy steek 'n hand op. Ai, Here. Maar daar is nie dankie so dat jy sal gesien wees en jy sal verlossing kry. Ja. Ja, bedink wat goed is vir al die mense. As dit moontlik is, sover as dit van jou afhang. Moenie julle wreek nie, geliefdes. Daar is nog een. Hy moet nie dink ek op my mors is hy wil. Ai. Maar as dit by kleer kom, ons het maar sommer apartheid onder mekaar maak. Ja. Hoe dink jy wie is hy? Moet my kom ons. Hierdie goed moet ons afleer as we klaar kry met hulle. Ja. Maar jy weet dat dit vir my jare gevat, na omtrent 65 jaar by die pad van die Here, moet ek nog elke dag bekeer. Ek moet nog elke dag afleer. Ek moet nog elke dag tot myself kom en sê, Here, asseblief, ek kan nie verloren gaan nie, nie nou nie. Ek kom al die hele pad. En moet nie dink omdat hy jonk is, jy het baie tyd. Jy het die tyd, die dood en geen ouderdomsbeperking. Asseblief, mense. Nou ja. Aan my kom die wraak toe, kyk nou net daar. Ek sal vergeld spreek die Here. Dit is so lekker as jy weet, daar is iemand wat jou plek het. Yes. En hy het dit sê dit net nou, hy het dit aan Golgotha gedoen. Yes. Daar het hy ons 'n plek gevat. Ja. Ons het nie 'n kans gehad nie. Toe sê hy, Vader, vergewe hulle, weet jy wat. Ek vat hierdie pyn vir Koos en daai kindertjies. Ek sê altyd vir die mense, jy hoef my nie te soek nie. Ek bly so groot, rooi dak, hy is vreeslik baie lekker vir erin. Daar's 'n kwaai hond daar, ek bly daar. Hy het ons 'n plek gevat. Hy sal versorg. Kom ons staan so 'n bietjie terug, maar daai ou mens wil ons net opstaan. Ja. Ons vergeet mos hy's begrawe in die doopwater. Hy wil net opstaan, hy wil net kop uitsteek. Ons moet hom maar onderdruk. Maar hier sê die skrif van ons, Here God, hy vergeet hierdie dinge. En ek wil nie man weer sit op sy hande val, ek was klaar daar. Ja. As jou vyand dan honger en dis hy een weer, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoofvurige kole hoog. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Hoe opstandig kan 'n mens soms word? Ek is nou op daai stadium waar ek sê, Here, maak tog nou nie meer saak nie. Ek kan nou niks meer verloor nie. Ek kan maar net vergewe, ek kan maar net vryspreek. Ek verloor tog nou niks meer. En ek kan vir die sê, hierdie ouderdom het ek al so baie goed bewaar. As gelovige verloor ons so baie, omdat ons maar laat gaan. Omdat ons nie beklei nie. Want die woord van God hou ons vas. Hy sê, moet nie kwaad met kwaad. Word jy maar die minste.
Bedink wat goed is voor alle mense. As ons net hierdie Romeine 12 daai stukkie kan lees, sal ons heel dag moet bely. Ons sal moet heel dag regmaak. Ons moet mense soek om hulle hande te vat en reg. Ek hoop hierdie stukkie beteken vir u iets deur die dag en deur die week en die dae wat kom agter julle. Amen.